Goeiemôre, baie welkom terug by ons episode van die besetene van Gandara. Ons kyk so 'n bietjie na hierdie studiestuk en vandag praat ons so 'n bietjie oor die herstel wat die seun van Dawid, Jesus, gebring het vir die seun van Dawid. Die tema van vandag, die genade van Jesus wat die gebroke nageslag herstel. Welkom by hierdie finale deel van ons potgooi wat ons behandel vandag. Ons het gister gesien hoe akkurate migrasie gelei het tot 'n nageslag wat tussen grafte en varke gesit het. Vandag fokus ons op die hoop en die genade wat Jesus Christus vir hierdie besetene van Gadara gebring het. Die kernboodskap, ons kyk na die onsaglike genade van God. Jesus, die seun van Dawid, klim uit die skei en hy trotseer 'n lewensgevaarlike storm op die see van Galilea. Waarom sou hy al hierdie moeite gedoen het? Net om aan die ander kant nog 'n malman, 'n besetene, demoonbesetene in die oë te kyk, om die onakkuraatheid van sy voorgeslagte en die gebondenheid en die vloek van die verlede te breek. Nou hierdeur sê ek nie dat die bevrydingsouens nou op die bandwagon moet spring en sê, sien, ek het jou gesê, daar moet bevryding gedoen word. Nee. Die oomblik wat ek en jy tot bekering kom, Jesus se prys was finaal. Die oomblik as ek en jy tot bekering kom, dan breek hy finaal dit wat in die verlede was. Daar's geen ekstra belydenis wat jy nodig het om te doen nie. Daar's geen goeders van teruggaan in jou moeder se skoot en ek weet nie wat se nonsens alles. Nee, want die bloed van Jesus is sterk genoeg om al daai bande te breek. Jesus ontmoet daai gebroke man tussen die grafte. Hy dryf die leerskare van demone en geeste dryf uit. Hy stuur dit in die varke in, wat by die kraans afstorm, en herstel daai man en die gebied ten volle met een opdrag. Die Bybel sê die mense het uitgekom om te kom kyk. Ingekleed en by sy volle verstand het hy nou daar by die voete van die Here Jesus gesit. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus neem die man wat deur die historiese kompromie van sy voorouers in 'n droog, magtelike nagmerrie van dood en isolasie geleef het. En hy maak hom 'n kragtige evangelis wat die hele Decapolis aan die brand steek vir die koninkryk van God. Hy is die voorbeeld, hy is die een wat wys waar die krag van God is en wat die krag van God kan doen. Maak nie saak watter onakkuraatheid in jou verlede is nie. Maak nie saak wat se kompromie jou familie in die verlede aangegaan het nie. Jesus, die seun van Dawid, het oor die stormeagtige water gekom om vir my en vir jou te herstel. Hy wil jou uit die grafte van die verlede uithaal. Hy wil jou versigtig in sy teenwoordigheid inneem en van jou 'n getuie maak wat jou hele gemeenskap kan verander. Hy wil jou vestig in sy teenwoordigheid. Tyd om op te staan, my vriend, en akkuraat te wandel, totdat Christus die volle gestalte in jou kan kry. So maklik soos dit. Baie dankie dat jy vandag geluister het, en dankie dat Here Jesus jou ook kon vrymaak. Gee hom 'n kans.